Tyd vir ons laaste ontbytsake hoogtepunte program vir die vakansie. Ons hoop julle is sommer lekker uitgerus. Vandag kyk ons terug na die kuier saam met die voormalige DA-leier Tony Leon. En die gesprek met hom was baie insiggewend geweest en ek dink ons politici vandag kom baie by hom leer. Van politiek tot pure talent in die vermaaklikheidsbedryf. Ons wys julle die keer toe die bekroonde aktrise Cindy Swanepoel hier in die ateljee was om te gesels oor haar ATKV Storybox projek vir kinders en haar eerste keer as regisseur van 'n kortfilm, Min of Meer, wat kort daarna 3 silverskermtoekennings ingepalm het. 2025 was beslis 'n jaar van toekennings en Ontbytsake is trots om deel te kon wees van die Afri-Unie musiektoekennings vir onafhanklike kunstenaars en Ontbytsake was ook die trotse mediaborg van die Terroir wyntoekennings. Nou so gepraat van die Terroir toekennings en wyne, ons kyk ook terug na die episode waar ek die geroosterde vis met gegeurde rys gedoen het, wat saam met die wenwyn bedien is, en die ander gereg is die lekker ontbeende lamsbout. So geniet in die laaste aflewering van Ontbytsake se 2025 hoogtepunte. 17 Januarie is ons terug in lewende lywe reg vir die nuwe jaar. Auntie Betsy toe vir my. Een braai vir papa, 2 jetskis, ja, Betsy vir die ewels 5 goue ringe. As bedanke aan Auntie Betsy. Beste Kersfees ooit! Wil jy 'n Auntie Betsy wees? Lottoland, ons maak 'n verskil. Welkom weer by Ontbytsake. As jy nou weer ingeskakel het, ons gesels met die voormalige ambassadeur en politikus Tony Leon en nou ook skrywer van Being There. Tony, weer baie welkom. So I introduced you now as a former politician and I recall a moment in this book where you said to yourself, and that was during the height of the GNU negotiations, where there was a real tension about whether this project would work or not. And you said to yourself, but I'm not a politician anymore. I am just a private citizen. And I'm curious, does there come a shift in the agency you feel you have because you're not in the circles of political power anymore, but you're just a citizen? Absolutely. Look, you know, nothing is as an ex, Charlene. So I was the ex-leader brought in by the current leader into those very difficult negotiations which led to the RNE, the GNU. And yeah, I kept reminding myself, I'm no longer in charge. It is a bit strange when you have been in charge and many years later you come back into the room and someone else is in charge. So I just kept reminding myself, you know, memo to self. Jy is nog hier, maar jy is nie in jou die hoedanigheid wat jy was in die gelede hier nie. So that was a bit of a mental shift, but I tried to check myself, yes. Yeah, but one does get the impression that there's a real sense of relief to not be so part of it anymore. You know, you don't have to say yes to media interviews and you can sort of step away from the absurdity that social media sometimes makes of political interactions. Are you relieved? Absolutely. Charlene, listen, it's great to be here this morning, but in the alchemy, as they say, I remember when I stood down as leader of the party and from Parliament in 2009, iemand het vir my gesê, dis soos 'n klip deur jou maag. You're now going to feel this immense relief. And in a way I do. Look, I keep a hand in, not by interfering, but, you know, I write weekly for News 24. I do meet interesting folk like you on interviews. And but as a citizen, not just because I was once a political, you know, MP and so on, as a citizen, I do care about the country. And so I'm engaged with it because, you know, I'm now looking at, well, what's it going to be? And all that work that I and others did, and I described some of it for all those years, to bring the opposition from where it was right into government. As they also say, het ek my tyd gemors of nie? And so you hope that, you know, you did something or you helped do something that will help bring the country to a better direction and destination. And as they say in America, the jury's still out. Yeah. What surprised me about the structure of the book, though, was that you waited until almost the very end, the last quarter, before you dropped a true gem about where this fire for political ambition originated. Tell us about your childhood and specifically the influence of your mother.
Yeah, my mother had a huge impact on me and my brother, I must say, because, well, all mothers do, of course. But in terms of politics, so we were very little in Durban, and my ma said to us, and you know, Durban was a very prejudiced place. I mentioned the book, not just against blacks, but not so loving the Afrikaans, so the Engelsers that I grew up with. I'm English, as you know. And it was, my ma, you know, took us in her car, and she took us into the townships, I suppose about 7 or 8, and she said, boys, this is how most South Africans live. Not like you living this nice middle-class life in a nice house and with servants running around. And so we were exposed at an early age to what you might call the old system and what it consisted of. On the other hand, and I also make that point because you've got to be honest, I enjoyed the unearned, unasked privileges of apartheid, to quote someone. So if you were white, middle class, growing up in Durban as I did in the 1970s, life was fantastic, except for those, the majority of whom it wasn't fantastic. So at least I was aware of that, but I still had the benefits of being a white boy in Durban then. Yeah. Winfield United South Africa. Ons lei vooruitgang in landbou. Die Boschendal Cabernet Sauvignon 2021 is 'n volronde rooiwyn uit die Stellenbosch omgewing, ideaal vir wynliefhebbers. Dit word beter met ouderdom en smaak heerlik saam met ryk rooivleisgeregte. Nou, ek spring weg en vertel jou eers van die groente wat ek vandag op die bord sit, want my vleis is reeds in die oond. Ons oondtyd is so redelik bietjie langer in hierdie spesifieke resep. Nou, ek wys julle wel later die maklike stappe en verduidelik saam met 'n paar foto's hoe om dit presies te doen. Nou, jy het geen chefgraad nodig vir die groente nie. Dis gladde kapok aartappels en mielie ribbetjies. 'n Gewone mielie wat opgesny is. Nou, jy koop dit reeds gesny of jy kan dit self sny asseblief. Wees tog net versigtig met daai mes want dit is maar 'n tricky situasie. Nou vir die aartappels, jy gebruik 'n goeie kwaliteit aartappels en kyk maar op die sakkie staan daar gewoonlik dit is vir sê nou maar mash of wat jy dit moet plat druk. Dit kook net soveel beter. Dan het ek dit sag gekook in water in die pot en ek het nou net so klein bietjie roomie bygesit net om die hitte weer op te kry en dan al wat nou hier ingaan is 'n bietjie botter, bietjie baie. En dan het ek hier sommer 'n mengsel van room en melkie in net om dit lekker te maak. En dit gooi jy dan nou in en dan so klein bietjie sout. En wat ek gewoonlik doen is ek druk dit nou eers bietjie fyn met die ek weet nie, aartappel masher mash. Ek het nog nooit regtig 'n mooier woord vir mash in Afrikaans gekry nie, aartappelmoes, maar dit klink ook nie heeltemal reg vir my nie. Ek druk dit bietjie fyn en ek gebruik oor my verpulper net om dit lekker daai puree aartappel te kry. Nou dan as dit kom by die mielies, het ek dan nou my mielies en soos ek jou gesê het, ek het dit klaar gesny gekoop. Dan vat ek 'n Ziploc sakkie en dan het ek hier 'n mengsel van speserye van paprika, bietjie chili, spesery, ek het knoffelsout en dan te kook 'n eie sout met gewone sout. Dan meng jy nou daai speserye en dan sit jy jou mielies in die Ziploc sakkie. En dan gooi jy hom so net so klein bietjie met olie. Ek gebruik sommer hierdie spuit een, dit mors minder. En dan kan jy hom nou lekker skit. En dan gaan hy nou oontoe seker vir so 20 minute op 180 grade en dan rooster jy dit. En dan is jou mielie ribbetjies klaar. Nou as ek terug is, haal ek die lamsvleis uit die oond en gesels oor die proses en die metode daarvan. En ek beloof, net soos julle my ken, is die stappe maklik en eenvoudig. En die voorbereiding neem net 'n paar minute. Tony, we ended the previous interview talking about your childhood a bit and the influence of your mother. And at times this book gets really personal. I mean, you talk about the passing of your dad, a judge, and how that was handled by the media. Yeah. Being misquoted or quoted out of context about party, racial, political decisions.
And then your relationship with Madiba that seemed to swing between hostility and cordiality. Now, that's all very dynamite terrain, and you handled all of that very well without any vexatiousness. I'm genuinely curious, was there ever a moment where you were tempted to use this book as a kind of reckoning? You had all the notes in your journals. Well, no, because I think that's a waste of energy, really. And I want to try and be fair, you know, what's the word, billikheid, I think that's baie belangrik. But I also wanted to say things as they actually were from my point of view. You know, this is my account, it's not the only account. I don't know if you remember, many years ago, Spike Milligan, who's a humorist, he was a private soldier in the Second World War, and he wrote a book called Hitler, My Role in His Downfall, because, you know, so we all make a contribution, some big, some small. But I also wanted to correct a lot of the narrative. For example, Mandela, I had a lot to do with him, but there were sides of Madiba that were not always on public display, and I go into those, and I was very inspired by the Johnny Steinberg book where he spoke about Mandela's masks, because any successful politician or great leader is not just one thing, he's many things, and some of those things contradict themselves. With my dad, when he died, it was like a massacre. It was completely untrue. He was held responsible for a death sentence he never gave on an accused person he never met. But that was really to have a go at me, you know, the son of the apartheid hanging judge. It was a complete mad description of my very liberal and decent dad. So I just thought I'm going to just put the record straight as it is and explain actually what's behind so much of what we would call today fake news. And I then, as you know, Charlene, I then widen that out, because actually fake news has powered movements that now govern countries. Presidencies have been created out of it. And so it's not confined just to what someone said about my late dad. And it gives us sometimes the leaders that we have now, which are not always the most efficient leaders for the time, a very complex time. What do you think about leadership in South Africa today? Well, I think there's a problem, and the problem is, and we go right to the end of my book, I use Dean Smuts, who was a very distinguished colleague of mine who died relatively young, 8 years ago, as an example of how an effective parliamentary or political life can be lived. And it's one that, as we say in Afrikaans, jy moet by jou beginsels staan. Dis nommer 1. Nommer 2, courage is the indispensable requirement if you're going to really make a worthwhile contribution in politics. And number 3, most important in a way and most missing in South Africa, is a hinterland. In other words, you have some other background, you did other things with your life, you're not just a politician. And politics isn't just a career where you say, ek soek werk. Because if that's what it is, then why are you in politics? And I did a survey of the cabinet last year before the new government, and I think every single member of the South African cabinet, with perhaps 3 exceptions, had either been a professional politician or a trade unionist. So they had no other experiences to bring into the political leadership. And that, to me, is a problem. Tony, thank you very much for being there. Thank you for all the backstories. And I can only recommend this book to you. It is a great read. Thank you very much for coming to visit us today. Welcome to FlySFX. Hierdie is 'n ander soort lugredery. Een wat reis bekostigbaar maak sodat almal kan vlieg. Een wat sy roetes uitbrei om by jou behoeftes te pas. Een wat jou betyds laat aankom, meer kere as nie. En een wat sukses meet aan die glimlagte van ons passasiers. Jy kan sê ons doen dinge anders. Ons sê ons doen dit met hart. Want sonder ons hart sou ons net nog 'n lugredery wees. Christo Strydom, die stigter en eienaar van CSN, en Jenay Weideman is hier in die ateljee. Sy sit nou vandag hier as 'n kliënt. Maar Christo, as ek reg onthou, dan was Jenay, was dit 10 jaar gelede, was sy vet eliminasie bestuurder by 'n tak van jou. Was sy uiteindelik gewerk vir julle? Kom ek sê vir jou, om 'n CSN lifestyle geakkrediteerde coach te word, moet jy, en sy is bestuurder gewees van hierdie kliniek. Ja.
sy het daai aanstelling gekry, maar sy moes ongelukkig ook deur die 10 dae van die 60 dae program moes sy die eerste 10 dae doen. Maar op die 5de dag het sy 4 kilogram alreeds afgekom. So dis nie 'n kwessie van dat jy moet verskriklik vet wees om weer om nou maar te word nie. Ons sit mense in hulle trourokke wanneer die trourok te klein is binne 4-5 dae. Ek meen mense het gesien wat ons met Dawie gedoen het. Hy is maar een van die voorbeelde. Ja. Maar sy het ten spyte van 'n kind wat sy in die 10 jaar gehad het sy dit volhoubaar gedoen. Hier sit sy vandag 8% van haar liggaamsmassa het verdwyn in 5 dae. So Jenay, vertel nou vir ons van jou ervaring van hierdie fenominale gewigsverlies wat Christo nou beskryf het. Het jy dit as so transformerend ervaar? Absoluut. Ek meen die oomblik wat jy gewig verloor en 'n gesonde lewenstyl handhaaf, dan begin jy goed voel oor jouself. Jy begin gesond voel. Jy kry daai nuwe energie terug wat jy nie geweet het jy eintlik gehad het nie. So absoluut. En die ander ding wat hy ook nou gesê het, is dat jy dit volhoubaar gedoen het. So jy die gewig verloor, maar jy het dit ook afgehou. Hoe het jy dit reg gekry? Want jy weet, baie mense gaan maar so, wat noem hulle dit, die yo-yo effek, hè? Ja. Wel, ek het swanger geraak weer. My jongste is nou so 3,5 jaar oud, maar CSN leer vir jou wat reg werk met jou liggaam. Daar's geen verfynde koolhidrate nie, geen suiker nie. So alles wat jy in jou liggaam sit, is wat jou liggaam vir jou gaan teruggee op die einde van die dag. So as jy vir hom gesonde kossies gaan gee, gaan jy gaan in stand gehou word. Ja. So op die einde as jy van CSN afklim, dan weet jy hoe om jouself te maintain op die einde van die dag. So jy leer eintlik die goeie gewoontes wat jy op die lange duur positief gaan beïnvloed, en hierdie is amper net 'n hulpmiddel om jou uit die blokke uit te kry. Verstaan ek dit reg? Ja. Nou Christo, hoekom verwag julle van julle konsultante om deur die eerste 10 dae te gaan, of hulle nou die gewigsverlies nodig het of nie? Is dit nou maar the proof is in the pudding, of jy moet weet waaroor jy preek? Kom ons dis 'n baie laag kilojoule in lae vet. Nie 'n nou carb en nou vet nie. Jy kan met tye jy kan vet gebruik. Ja. Jy kan 'n ribbetjie eet, maar jy kan nou nie vir 'n week lank elke aand eet nie. Maar so is dit gedoen, en so is dit ook bewys in die mediese wetenskap dat ons die eerste was wat hierdie ding gedoen het teen die ou wetenskap. En wat het ons dan gevind? Ons het drastiese gewigverlies, en hierdie drastiese gewigverlies maak dat mense maar word, want hulle kry moed. Geef hulle daai moed met een slag. Ja, en dit werk dan in op 'n mens se geestesgesondheid, en dan kan jy bietjie veer vorentoe gaan. Ja. Nou, wat 'n boodskap het jy vir mense wat nou na die winter sit en weer by daai gewigsverlies wil uitkom? Daar staan die wonderwerk reg voor jou. En Jenay, sy die helfte van daai wat jy daar sien gebruik, toe moes ons stop, want toe sy te maar geraak. So as jy 4 kilos in 5 dae aangeval, dan jy kry soveel moed. Ja. Dis wat vir jou gesê het. Die bruide, met hulle het ons nie 'n probleem nie, want ons sit hulle daai bietjie wat die bietjie selfvertroue wat hulle nodig het om die dag uit te stap, dan kan hulle dit doen. Ek het al 'n geval gehad waar die bruid my gebel en gesê het, "Wie wat, hierdie rok is nou te los." Toe sê ek, "Jy het te lank aangegaan met die dieet." Ja, so jy kry eintlik maar amper kliënte wat weer en weer terugkom, jy weet, die troue, en dan die eerste kind, en dan die tweede kind, en so kry jy lewenslang kliënte. Hoorie, baie dankie vir dit wat julle doen, en ek wens vir jou sterkte. Toe gaan jy nou weer hierdie probeer. Wel, ek doen eintlik op 'n gereelde basis. Ek meen, ek het al soveel mense gesien wat deur CSN is, en soveel mense gehelp tot deur, en die wonderwerke wat ek gesien het wat CSN doen, ek meen, so mense kan dit weer gebruik, nee, jy hoef nie een keer en dan los jy dit nie. Jy kan weer veilig terugkom, en dis heeltemal veilig vir jou liggaam. Daar's geen negatiewe impakte nie. As jy sien die skaal is verkeerd, dan doen jy net dag 1 van die eerste fase, en jy verloor al klaar genoeg wat jy gister verkeerd gedoen het. Gaan net elke dag op die skaal. Dieselfde tyd in die oggend, en met dieselfde klere aan wat jy dit gisteroggend gedoen het. Die man met die goeie nuus, Christo Strydom, baie dankie Jenay Weideman dat jy saamgekom het en kom kuier het in die ateljee. Goeiemôre.
Op 21 Maart bring Ontbytsake vir julle 'n spesiale sakefokus in Villiers, Frankfurt, Ryds en Heilbron in die hart van die Riemland. Dis 'n dinamiese streek bekend vir sy gemeenskapsgees, landboutrots en groeiende ondernemings. So as jy 'n besigheid daar besit, is dit nou die ideale tyd om jou storie en toekomsplanne aan die res van die land te kom vertel. Ons nooi dus alle besighede in die omgewing van Villiers, Frankfurt, Ryds en Heilbron uit om deel te neem aan hierdie unieke bemarkingsgeleentheid op Ontbytsake. Kom ons wys vir Suid-Afrika wat jy doen om uniek te wees en hoe jou besigheid bydra tot die streek. Moenie die geleentheid misloop om nuwe kliënte te bereik en waardevolle blootstelling vir jou onderneming te kry nie. Kontak my vandag en kom wees deel van Ontbytsake se Riemland Sakefokus. Die vleis is heerlik gaar, goudbruin, bietjie te bruin, maar ek gaan nou dit vir julle sê wat ons moet doen en reg sodat almal kan smil daaraan. Al wat nou nog moet gebeur is ek moet dit sny. Nou net om te verduidelik hoe ek tot hier gekom het. Ek het 'n ontbeende lamsbout gekoop, maar onthou dit is geen probleem as jy 'n lamsbout of lamskenkels of selfs lamskouer chops gebruik nie. Die belangrikste is gebruik lamsvleis vir die resep. Nou jy vryf eers jou vleis met sout, peper, vars tiemie en olyfolie. Nou onder in die oondbak pak jy eie helftes en jy sit nog ekstra tiemie bo-op. Nou dit vorm dan basies 'n bed vir die vleis en ook sodat dit nou nie onder aanbrand nie. Nou plaas jy dit in die oond vir so 20 tot 30 minute op 180 grade net sodat dit rooster en 'n mooi laagie vorm om die vleis. Nou jy sal sien as die eie bruinerige kleur kry, is die vleis ook reg en sodra die 20 minute om is, plaas jy die deksel op en draai jou oond af tot hang af van jou oond 110-120 grade. Maar nou kan die vleis in die oond bak vir 'n goeie 2,5 tot 3 ure. Nou onthou die temperatuur is laag, so dit sal nie aanbrand nie en moenie bekommerd wees nie oor die vog nie. Ek beloof vir jou, jy hoef geen vog in te sit nie. Hy maak sy eie vog. Nou haal dan jou pan uit die oond, verwyder die eie en hou dit dan een kant en nou gooi jy die 250 ml balsamiese asyn in jou oondpak. Dis nou waar die vog inkom. Nou jy los die pan oop en vir die laaste uur, so elke 20 minute bedryp jy die vleis met die balsamiese vloeistof. Nou na die ekstra tyd in die oond behoort die vloeistof basies te verminder het en 'n heerlike Thai sous te vorm saam met die vleis. Nou as die vloeistof nog nie heeltemal afgekook het nie en jy bang as jou vleis brand, kan jy dit ook net verder op die plaat net so 'n bietjie ekstra tyd gee dat dit basies 'n reduksie vorm. Nou jy kan die eie nou ook terugskep in die pan of saam met die vleis op die bord bedien. Nou ek wil gou vir jou wys. Jy sien nou ek is nou hier bietjie selfbewus want my vleis het so ekstra bietjie bruiner gebak, maar onthou haal hom net so bietjie vroeër uit. Ek moes dit nou weer warm maak in die oond. En dan kyk nou net wat ek bedoel by bedryp. Jy gooi hom net so oor. En dan gaan hom nou sny as dit terug is. Al wat oorbly is dan die vleis opsny en dan met die opdiening begin. En ja, natuurlik as die kamera voor my weg is, gaan ek eers so lank 'n stukkie proe. Die Suid-Afrikaanse onafhanklike kunstenaar musiektoekennings, beter bekend as die Afri-Indie toekennings, is in 2019 begin met die doel om 'n landwyse toekenningsinisiatief te skep om erkenning te gee aan oorspronklike werk gelewer deur Suid-Afrikaanse musikale kunstenaars, liedjieskrywers, musiekvervaardigers en videograwe met entrepreneursgees. Dis weer sulke tyd en Ontbytsake, saam met Rigte en Rig Musiek is weer hier as een van die trotse borge en is voorwaar 'n spoggerige geleentheid hier by die AfriForum Theater in Pretoria vanaand. Ek is 'n onafhanklike kunstenaar myself en ek weet uit my hart uit wat betrokke is. Ek dink nie die publiek besef wat alles in so 'n loopbaan ingaan nie. So dis hoekom ons die platform geskep het. Hierdie platform beloon nie net entrepreneursgees wat die kreatiewe gemeenskap raak nie, maar ook ons gemeenskappe in die breë, want kuns en kultuur vorm deel van die ruggraat van ons samelewing. Die toekennings is vir 'n verskeidenheid genres, van elektroniese dansmusiek tot tradisionele boeremusiek en klassieke musiek tot alternatief. Baie kunstenaars het spesiale toekennings ontvang. 2 lewenslange prestasietoekennings is gemaak. Een was vir Amanda Strydom. Om vereer te word omdat jy gekies het om 'n pad alleen te loop, is vir my 'n baie groot eer. Dit is 'n gevoel van jy's raak gesien
en die tweede was vir Valiant Swart. Ek speel nie teen mense nie, ek speel vir mense. En dit is my missie. Ek hou daarvan om mense happy te maak, om hulle miskien 'n goeie traan te gee, of te inspireer. Die algehele wenner, Liesel Alers. Ons is so geskok oor hoe goed die liedjie doen en dis net vir ons amazing dat mense so baie daarvan hou en dis vir ons so 'n eer om dit te gemaak het. Ontbytsake sê weer eens baie geluk aan elke wenner en ook aan almal wat ons inheemse musiekbedryf ondersteun. My weer te met Tony Leon te gesels. Tony, ek moet vir jou sê, dit is my groot eer om saam met jou te kuier vanoggend. So, weer 'n keer, baie welkom. Ek ook, baie dankie, Davie. Julle is nou politieke leiers en ek moet vir jou net so te loop sê as julle nie weet nie, net ons gewone mense, wanneer ons nou braaivleis hou en dan bespreek jy is nie 'n gewone mens nie. Ja, natuurlik, ons bespreek julle. Ons beskinder julle politici elke keer. Die ou is dit, daai ou is dat, hy weet nie wat hy doen nie en so. Maar laat ek eers begin op 'n ernstige noot. En dit is dat jy het nou gepraat met my agbare kollega en jy het verwys na die verlede en waar jy groot geword het en daar was 'n groot klomp mense wat anders ter gelewe het. Nou ek het 'n klomp navorsing gedoen oor hoe ons verander het oor tyd in Suid-Afrika. En ek is bevrees dit het nie baie verander nie. In baie gevalle is ons swakker daartoe in baie gevalle. Ek wil jou weet, jy het drome gehad vir die nuwe Suid-Afrika. Hoe jy die eerste dag toe in die parlement gesit het, F.W. de Klerk 'n groot toespraak vir hom gehou. Jy het drome gehad vir die nuwe Suid-Afrika en as jy terugkyk waar ons vandag is, hoe voel jy daaroor? Het ons van hierdie drome bereik? Well, baie van daardie drome is Go for it in English. Is ongelooflik nie die waarheid van mense se lewe vandag nie. So I am disappointed because we did have great expectations and what F.W. de Klerk did that day was to do a courageous thing and we've never really seen it since because he was prepared to turn around a situation where and a wonderful Afrikaans word, dit was en daardie daar rampspoedig in Suid-Afrika. Daar's 'n burgerlike oorlog en so voort. Jy ken die geskiedenis. So he set on another path and Mandela to an extent followed on that path and made us the international heroes of the day. And since then, perhaps since about the early 2000s, we've been going in the other direction. And you were having a discussion now with Tim about, the economic crises we face, and there are many, and yes, die deskundige nie, my nie, of ek nie, in verband met die ekonomie, maar ons, dis baie duidelik, hoe die regering, die huidige regering, die voormalige regering, die situasie nie hanteer nie, en ons sit nou met baie groot probleme, en ek dink dis baie laat in die dag om 'n verandering te maak. Generally speaking, if you look at politicians, what are the choices they make? Is it a choice for the country, or is it mostly a choice for their political aspirations or for the political parties? Because sometimes I get the impression they intentionally making the wrong decisions, implementing the wrong policies. It looks like that. I absolutely agree. Look, Davie, let's just take, I think, the worst aspects of ANC economic policy. There's employment equity, BEE, which has done huge economic damage, never mind who it discriminates against and who it favours. I was looking at a poll just the other day from the Institute for Race Relations. The majority of ANC supporters don't support those policies. So why does the ANC government proceed with them? And you've got to ask yourself a question. But, there are other examples, and I don't want to say this, I'm not, here as the DA spokesman. The DA accepted a fairly mediocre deal, I think, and I write it up in the book, the detail, my dagboek van die onderhandelingsproces, big to go into this government because they actually need to do something for the country, and the country duty was to keep the EFF and MK out of government. So
not always do politicians just do the wrong thing to enrich themselves. Sometimes I think they do the right things at their cost. And to go back to one of the subjects of my book, F.W. de Klerk, I mean, he brought those changes and he was out of power in 4 years. So his presidency was one of the shortest, but one of the most consequential. Ons is nou terug weer by mekaar. Ek is seker die gaste hier gaan hulle vingers afeet. Kom ons begin met die opdiening. So is baie eenvoudig. Ek het nou al die elemente hierso. So kyk hoe mooi het my aartappels uitgekom en iets wat ek nie kan onthou of het ek dit vroeër gesê nie. Onthou, jy moet nie te veel die aartappels meng nie, want die stysel raak dan nou basies soos gom. Dis maar so as die stysel te veel vrystel. So ons wil nie 'n gommerige, ek wil daai ander woord sê, maar dit gaan lelik op kamera klink. Okay, so jy maak net so dit mooi en dan gebruik ons nou hier en kyk gou, die vleis is binne. Hy's nou wel buite 'n bietjie donkerder, maar binne is die vleis sappig en sag en val sommer uitmekaar uit. So wat ek gaan doen, ek gaan hierso so 2 stukkies. Ek moet met my hande werk, dit gaan net makliker wees. Ek wil net vir jou hierso so 'n stukkie opsit dan. Kyk, ek gaan nou mors, ons sal nou skoon maak. So daar sit ons hom daar bo op. En dan gebruik jy nou van hierdie heerlike sous. Net so 'n bietjie bo oor. En dan natuurlik die laaste bietjie mooi is dan nou ons mieliestukkies met so 'n bietjie groenigheid op. Nou ja, ek is seker almal gaan weg lê aan die borde kos. Die resep van my is op ons Ontbytsake webtuiste en ook op ons Facebookblad waar dit elke week beskikbaar is. Geniet jou naweek en ek sien jou volgende week weer hier in die kombuis. Ek gesels verder met Tony Leon. You refer to masks when you spoke to Charlene. So which one are you wearing at the moment? No, I'm the charming one. I'm Donald Trump. I'm just exactly the same, whether I'm at home or anything. No, look, all politicians do wear masks. So I'm not sure Trump does it all. I think he's got one mask. He's got one mask, and it's not always so pleasant as we saw the other day. But I think political leaders who are effective can't always be the same thing, and they've got to sometimes change their attitude. And I examined that with Nelson Mandela because he was, in many ways, the greatest and the biggest leader we had. But he wasn't always the same thing to every audience and every person and every personal. So I think you see that. But, they said of the politician, he's very two-faced, and I don't like either of his faces. So some of them get it wrong. And I think Cyril Ramaphosa is an interesting example, Darby, because when those words came slipping out met die vlugtelings, die Afrikaan, die eerste groep wat daar die feesake kom, hy het hulle lafaards genoem. Nou, hoekom is hulle lafaards en al die ander mense wat in die buiteland Suid-Afrikaners is nie lafaards? It's the despicables, Hillary Clinton despicables. I mean, that was a serious slip of her side. The other one, if I can just talk about his slips, and I don't know whether dis die ware Jacob, that's really him, or he's just being, indelicate. He called all whites colonialists. Yeah, that's and he said that not in South Africa, but in West Africa. And I thought, dis interessant. Wat beteken dit en wie is jou by die einde van die dag, meneer Ramaphosa? He's supposed to be the president for everybody. Can I just ask you something about the GNU? We don't have much time, and I need to get into that. So you were called by John Steenhuisen. He called you one evening and said, listen, come and help us here because I want to talk about the quality of the leadership in a DA, because I got the impression after the formation of the so-called Government of National Unity, which it isn't, it's a coalition. I got the impression that the ANC die DA op sleeptou geneem. The DA only got their voices, found their voices with the DA, with this VAT debacle. Met die begroting. Met die begroting. En dis waar, maar ek moet vir jou net een ding sê, en daar's baie dinge om te kritiseer oor die DA en ander lede van daardie regering. Maar die DA se mag of sogenaamde mag
is nie in die kabinet nie, maar dit is in die parlement. Dis 'n goeie punt. Want net in die parlement is die 22% van die DA en die ANC 40% tel dit iets. In die kabinet, die ANC het 70% van die kabinetsetels. So ek dink dis die verskil. En jy kan sê, jy behoort om 'n beter ooreenkomste kry. Ja, maar dis die geskiedenis. Maar die waarheid of die werklikheid is, wanneer die ANC afhanklik is vir 'n stem in die parlement, kry jy 'n ander uitslag, soos ons in die begroting gesien het. Maar moes die DA hierdie swak posisie eintlik in die kabinet aanvaar het? Shouldn't they have been a little bit more you know, we tried. Demanded more. Should you not have demanded? Well, I think we did. But we had very limited time. There was 2 weeks. But, you know, one of the people I mentioned in my book, and I was name dropping, was President Clinton. Yeah. And when President Clinton came to South Africa in 1997, he had a tea party with all the opposition leaders. And he said to General Viljoen, who then was the leader of the Freedom Front, and Viljoen was saying something about the situation in South Africa. He said, you know what, General, I'm not saying it's perfect, but it's fantastic compared to what it could have been. So to answer your question using Bill Clinton's language, it's a mediocre deal. I describe it as a mediocre deal. But keeping out the others, I see in the White House. That's the excuse. It's the excuse and the reality. And you know, if we go and poll your viewers here op Ontbyt Sake, and you said, well, should the DA pull out or shouldn't have gone in, and you get the EFF in, you'll probably get the majority. Saying, I want to talk about that. Staan vas. I exactly want to talk about that. But just after this, ons sal net hierna verder met Tony. Ontbytsake word met trots gevlieg deur FlySafair. Besoek flysafair.co.za en gebruik hulle laagkoste soekfunksie vir die mees bekostigbare vlugte na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. FlySafair, vir die liefde van vlieg. Ek en Tony gesels verder. So you just mentioned, and I agree with you, that if you poll the Ontbytsake kykers and ask them, and they would probably say the DA should stay in. But my question, and Frans Cronje, he did some excellent research about that. And people, most South Africans actually, they either like the ANC or don't like, or the DA or don't like, whatever. But the majority of South Africans like the idea of this coalition. So in my mind, and I would like to get your views, in my mind, the average South African likes something between the DA and between the ANC. That is where the political fulcrum is, if you like. Do you agree with that? I completely agree with it. In fact, one of the conversations I had with John Steenhuisen during this process, I said to him, you know, maybe by going into government, with all the disadvantages and the way they've been rolled over on Bella and Eiendomsake, go through a whole lot of issues they've lost out on, I said it will actually create an idea that the DA is no longer this, you know, white supremacist, all this rubbish they talk about it. Yeah. Because why are you now running Home Affairs, or why are you running basic education? You're the same DA. But more particularly, I think, because the ANC is actually disintegrating, I mean, still the biggest party, it's on a downward path, as we discussed off camera. And I think what you're going to see now is a rearrangement. I don't know exactly how it will work out, Davy. I'm not a voorspeller. But I can predict that in 5 years' time, there'll be a different political order, maybe even a differently shaped government. And if the DA can just hold what it's got, add to it a bit, I think they might be in an important position going forward. Well, you mentioned the DA and people saying it's a white party and all that, which it isn't. Of course, but that's what they say. Yes, but there's still this kind of image. Isn't there space for another political party? Shouldn't we get some of the good guys in the DA and some of the good guys in the ANC, they're not that many, and form a new kind of political... Well, that could very well happen. That could very well happen. And maybe the experience of working together, rather than being big enemies as we were in Parliament, will create that cohesion. Look, a lot of it depends on how the ANC plays out. If a Mashatile comes in, and he will definitely scope out the DA, I think, and bring in the EFF. If that happens, I'm sure there will be a stampede out of the ANC, not just among their voters, but among some of their key members. And if the DA, you know, could do business with that faction of the ANC, I think that's quite possible. Well, what we're seeing at the moment, you have this huge support for, let's call it the left,
and also for the ANC. In fact, that is more than about 2/3 of the population support if you that. add Which together is all those bits and pieces, the Yeah. EFF and the ANC. That's not, it doesn't look too good. I'm a little bit concerned about that. And given the fact of what's been happening to the economy recently, give us some hope. What's it going to look like? Will we be able, we the people of South Africa, we fixed it 30 years ago, will we be able to do it again? Darby, and I don't want to quote from our book, but you know this, you study economies. I came back from one of the worst run economic disaster areas when came back from Argentina in 2012. And as I described in my book, the dead hand of the Peronists made that economic disaster worse than South Africa's, actually, at even its worst point. And yet, 2 years ago, because they were so, forgive the language, gatvol. Ja. Die kieserkorps, hulle het hulle uitgeskop en lei ingebring. Ja. Of inbring, en hy het 'n groot verandering gemaak. And if you were to go to a bond buy even today, there's probably more appetite for buying Argentine bonds, despite its history, than buying our bonds in South Africa. As they say, cometh the moment, cometh the man. Ek wil net vir jou vinnig sê, want ons is nou klaar. Kyk, ek het as reël hou ek nie van politici nie, want hulle lieg, hulle is 'n klomp maskers, hulle bedra nie die belange van die land op die hart ten spyte van wat hulle sê nie. So ek het nie vreeslik baie respek vir politici as reël nie. Daar's 'n paar van hulle wat vir my werklik waar uitstaan en jy's een van hulle. En ek wil vir jou sê baie dankie daarvoor. Nie net vir jou integriteit nie, maar vir jou intellek ook. Wat ook 'n skaars ding is onder politici. Baie dankie daarvoor en baie dankie dat jy vanoggend by ons kom kuier by Ontbyt. Baie dankie vir die geleentheid en die gasvryheid.
Sy vertel vir my haar gunsteling aanhaling is een van Roald Dahl. If you think good thoughts, it would shine out of your face like sunbeams and you will always look lovely. And doesn't she look lovely? En jy ook, Jolie. Nou, watse goeie gedagtes dink jy deesdae of vanoggend spesifiek dat jy so lovely lyk? Ag, dankie eerstens. Ek dink koffie help en ek glo dat jy as jy goed ek glo erg in manifesting wat jy uitsit en regtig glo dit sal gebeur, dan sal dit gebeur. Jy bepaal jou dag, jy bepaal hoe dit gaan lyk en alles gaan oor jou denkwyse, hoe jy na dinge kyk, met wie jy gesels en alles is jou keuse. Ons hoef nie te wees saam met mense wat ons nie wil wees nie. In jou werksomstandighede, selfs dan kan jy gaan, skus, ek net gou badkamer toe. Nou hoef jy nie met daai persoon te praat nie. Ja. En gepraat van jou werksomstandighede, kykers by die huis besef dit dalk nou nie, maar hierdie ateljee of hierdie spasie is ook waar binnelanders jou ou huis opgeneem word. Jy nou vanoggend hier instap, ek het gesien as jy nie opgee het, ek het sê nie, jy's so effens emosioneel geweest. Mis jy dit? Ja, jy sê dit nou, dan wil ek begin huil. Nee, dit is so was so 'n wonderlike spasie vir my vir 8 jaar gewees. Ek was 2 jaar laas hierso gewees. Ek is so lief vir die mense hierso, so dit was meer net 'n nostalgiese gevoel om almal weer te sien en soos papi wat ons sound gedoen het altyd, ek en hy het elke oggend vir mekaar 'n 8 sekonde lange drukkie gegee, soms langer want dit help en dit laat jou beter voel en dit skei endorfine af, so ek en papi het mekaar vasgehou en net om die crew te sien en grimering, ag dit is net my mense gewees vir so lank. Is familie gewees, nê? Ja. Mis jy die rotine daarvan? Want jy's nou al lank weg nie. Ek het dit besef hoeveel oggende, hoe vroeg ek opgestaan het elke dag. En so baie woorde gehad om te leer en dis regtig 'n groot dissipline. En jy voel of so nee, ek mis dit in terme van die harde werk wat dit is. Het dit regtig vir my vreeslik baie geleer. En ek weet soveel meer nou as ek op 'n stel gaan. Ek kan baie maklik woorde leer, ek kan baie maklik direction volg. Alles as gevolg van binnelanders. So daar's regtig soveel voordele aan dit gewees vir my. Ek nou net sê want jy het glad nie stil gesit vandat jy weg is by binnelanders nie. Inteendeel, jy het net besigger geword. Is dit daai dissipline wat jy tydens daai CP-jare geleer het of net vasgelê het wat jou gedryf het en wat jou gehelp het? Ek dink ek's nog maar altyd baie driven. So ek het geweet as ek wegloop van binnelanders af, moet ek 'n plan hê. Ek kan nie net gaan sit nie, want nou is ek op my eie. Nou is ek weer 'n vryskutwerker. Wat binnelanders jou ofwel 'n CP jou bied is standvastigheid en iets wat elke maand kry jy 'n salaris. Nou ek het die besluit geneem, so ek moet nou planne hê. So ek het al 'n rukkie voordat ek klaar gemaak met binnelanders, het ek begin om 'n paar idees aan die gang te kry. En ek was ook net daarom so blessed om dadelik te begin werk. Kom ons praat oor Magda Lou. Jou karakter is terug en groter. Jy en komedie is gemaak vir mekaar. Ag, geniet jy dit? Ek love komedie. Komedie is ook baie dis scary. Want as jy dink jy snaaks, is jy nie snaaks nie. En dis iets wat mens iemand kan leer nie. Komedie het gaan alles oor timing en maar om Desiree Gardner is ongelooflik met skryf en sy so snaaks. So sy gee net hierdie tekste wat alreeds dis klaar daar vir jou, jy hoef nie eintlik enigiets te doen nie. So ek dink nie regtig ek's vreeslik snaaks in Magda Lou nie. Ek is meer maar net die geïrriteerde gothic dogter. Wat tog snaaks is. Wat snaaks is op haar eie as sy dit nie snaaks speel nie. Ja. En as jy rondom Magda Lou is, sy's die een wat jy moet snaaks maak en dit maak jou eintlik dan op die ou ende ook, kry jy dan jou komiese oomblikke ook. Mens moet slim wees om dit te kan doen. Ek gaan nou verder met jou gesels. Ek maak geroosterde vis met gegeurde rys. Dis die ideale vis vir hierdie gereg is natuurlik geelstert, ook gekenmerk aan Kaap Agallas, wat naby Ghost Corner se wynkelder geleë is. Maar as jy nie geelstert kry nie, kan jy 'n ander witvis ook gebruik. Ek gebruik koningklip of kingklip soos jy hom sal ken, wat vandag se resep
ook heerlik maak en besonder is die geurkombinasies van knoffel, timie, suurlemoenpeper en botter. Nou die resep en die metode is flopvry, glo my, so ek is seker joune by die huis gaan presies soos myne smaak en lyk as jy net die metode presies so volg. Nou dis ook belangrik om jou vis vooraf te marineer om die oorhoofse smake van daai visstande te bevorder en is dit deel van die sukses sonder dat jy eintlik 'n chef hoef te wees. Nou jy begin deur die botter te smelt saam met knoffel, timie en visspesserye en dit smeer jy dan nou net so oor die vis. Jy laat dit so rukkie staan om te marineer en intussen kry jy dan nou jou pan reg wat ek reeds gedoen het hier langs my. Jy gebruik folie en dit help my eintlik maar net vir daai skoonmaakproses na die kant. Nou hier het ek klaar die stappe gedoen van daai vis en ek het hom eintlik oornag in die yskas net toegemaak en so gelos, maar jy kan hom net so doen. So al wat jy nou doen is die suurlemoen het ek daar ingesit. Nou kan jy hierdie vis net so uithaal en myne het nou hier vasgeplak. Dan kan jy hulle elkeen nou net so bo-op 'n suurlemoen plaas. Gly hy. En dan al wat nou verder gebeur is jy kan natuurlik van hierdie suurlemoenpeper net so 'n bietjie oor sprinkel. Jy kan ek het baie botter op, so is nie nou nog nodig vir nog botter nie. En dan nou net so 'n bietjie eie. Ek gaan nou daai insit. So al wat nou nog gebeur is afhangende van jou visgrootte gaan dit nou oontoe op 180 grade vir so 20 minute. Dan haal jy die folie af en smeer so 'n laaste bietjie bottermengsel op. Dan is dit terug oontoe net dat hy so effe goudbruin kan rooster. Nou as ek terug is, maak ek die gegeurde rys. Toe was my oupa baie bly toe ek kom gejaag ben, toe maak my oupa vir my 'n koek. Fluit, my storie is uit. Gelukkig. Dit maak 'n mens so gelukkig. Ja, dit is 'n wonderlike storie van Zoe. Dit moes vir jou net, jy het seker elke dag op sulke hoë endorfine geran terwyl jy daai projek gedoen het. Ag, dit maak my gelukkig om stories te kan vertel. Ek droom al verskriklik lank daaraan om 'n storieboks te maak. Ja. En ek het dit in my kop al vir soveel jare en die ATKV is net ongelooflik dat hulle vertrou ons want ons het al 'n paar veldtogte saam met hulle gedoen en ons het selfs 'n Pendoring nominasie gekry vir een van ons projekte. En nou is hulle so wonderlik, so hulle sê, "Wat wil julle doen? Wat kan julle doen om ons te bevorder?" En hierdie stories is vir my so mooi as kinders uit hulle harte uitpraat, nie lees nie. Ons wil hê jy moet ons wil jou foute hoor. Ons wil hoor as jy gaan en ek dink want jou storie tel. En puppetry is my, ek het so 'n passie daarvoor. Ek het 'n puppet therapy kursus gedoen. So ek weet nie of poppespel die regte woord is eintlik, is meer soos lewendige kuns amper. So om hulle stories lewendig te kon maak was vir my absolute vreugde. So hierdie projek is nou ATKV Fliekboks waarna ons nou nog gekyk het. Ja, so storieboks. Maar wat vir my so fascinerend is, dit lyk vir my eenvoudig en in sy eenvoud is dit so kosbaar. Dis nie duur goed of vreeslike fiteriasies nie. Is dit wat jy wou gehad het, want dan bly die storie die koning. Die storie bly die koning en daar's verskillende, ons het 'n klomp verskillende forme van kuns gemaak wat lewendig raak. So party was papier, party was karton, skaduteater. So ja, dit het maar eintlik net gegaan oor om dit te kan uitbeeld want alles is nou deesdae AI en digitaal en dis net weer om terug te gaan na die basics toe. Hoe het julle die kinders se stories gekry? ATKV het vir ons 'n paar mense gekry, maar ons het toe gedink as ons verskillende dialekte kan kry in distrikte, soos ek het iemand geken wat in Kathu is en ons het vriende gehad wat in
waar dit Grobler's Hoop is en so toe het ons maar net vir vriende gevra om vir hulle kinders te vra of ons het onderwysers ook gevra om vir skoolkinders te vra. Dit sal vir ons wonderlik wees eintlik om op die ou ende te hê dat kinders vertel en dan kies ons 'n storie en ons maak ietsie vir hulle. Ja, so ons het 13 episodes geskiet nou. Daar's ook 'n ander projek waarby jy betrokke was saam met die ATKV en dit was doldraaiers. Jy moet nou eers vir my hierdie woord ook verduidelik. Die doldraaiers, ek hoop ek is reg. 'n Doldraaier, ek dink is wanneer jy iets vassit en dit wil nie draai nie. Ook nie. Ek kan nou nie vir ons kom kry. kry. Weet, dalk is ek verkeerd. Dink ek's verkeerd. Maar ons het die dag toe ons dit genoem het, toe ek nog gegaan, dis snaaks. Maar jy moet nie die R nie op die verkeerde plek sit met doldraaiers. Dis 'n familieprogram in die fokus. Ja, fokus. Maar dit gaan eintlik alles oor snaakse woorde in Afrikaans wat 'n mens op besonderse woorde wat 'n mens dan leer ken, né? Vreemde besonderse Afrikaanse woord. Soos tromgeroffel is 'n drum roll. Ja, dit is wat Leon gewoonlik doen. Ja. Tromgeroffel. Ja. En jou frummelvroepie is hierdie velletjie hierso. Ja. Ja. So dit is wat Dawie baie keer doen, maar sal nie verder Dawie doen al hierdie frummelvroepie. En wat was jou gunsteling woord? Daai is twee van my gunsteling en slampamper. En Dis eintlik so 'n wonderlike projek om te hê in hierdie jaar met die viering van die 100 jaar bestaan van Afrikaans. Ja. En toe het ons gedink as ons dit sepie-formaat met 'n bietjie komedie by dit sit en dit oordrewe doen. Dit is alles van al ook daai nostalgiese gevoel wat jy het as jy dink aan Orkney Snork nie, maar jy dink ook aan sepie en jy kombineer dan die 80s gevoel. Hoe die entrepreneurskap pas jou ook net soos komedie soos 'n handskoen. Dit is 'n wonderlike ding wat jy gedoen het om jou vlerke so te sprei. En dit is net wonderlik om te sien al die kreatiewe goed waarmee jy vandag. Dit maak my so gelukkig dat ek kan speel met goed wat ek het nog altyd gedink ek wil net speel en betaal word daarvoor. Anders kan ek maar op straat gaan bly. Ek wil niets anders doen. Daarvan. Dit begin voor dagbreek. Dit verg toewyding, die bereidwilligheid om die ure in te sit. Vroeë oggende en laat nagte om dit weer en weer en weer te doen. Maar wanneer die kritieke oomblikke aanbreek en hulle sal, gaan jy 'n span nodig hê. Vir my is daai span Pollen Finance. Ek verwys altyd graag na wynmaak as die simfonieorkes van die wynbedryf. As jy kyk na al die elemente wat hier 'n rol speel, van die wingerd en alles wat in die kelder gebeur, al die kennis van wynmakers en dan daarmee produkte soos Dry Ice International se produk. Dit gee altyd vir my die idee van die finale moment wanneer hierdie simfonieorkes gaan begin speel. En jy kry die klanke van die musiek wat verwoord word in dit wat jy proe in die bottel. Wynmakers het agtergekom dat temperatuurbeheer in jou kelder waar jy werk met die vars druiwesap wat aankom van die wingerd af. Dit speel 'n baie groot rol hoe jou wyn uiteindelik gaan lyk. So as jy kan met koel sap werk hier aan die begin van die parsproses, dan weet jy jy het klaar al 'n voordeel want 'n koel sap behou al die geurelemente wat jy graag in die wyn uiteindelik wil hê. Ek dink enige tegnologiese bydrae in die bedryf het 'n voordeel op die einde van die dag aan die eindproduk. En wat ons ook al doen in die wynbedryf, as jy kan beter wyn maak met 'n hoër kwaliteit en 'n produk lewer wat die verbruiker meer aanloklik en lekkerder gaan vind, dan is dit tot die voordeel van nie net die wynmakers nie, maar ook die wynbedryf, maar ook uiteindelik die verbruiker. En as jy kan 'n basismateriaal soos droë ys gebruik om dit vir jou moontlik te maak, dan is dit 'n wonderlike geleentheid. En ek dink die kwaliteit van
droë ys in Suid-Afrika het oor die klompie jare al so ontwikkel en is deesdae van so hoë gehalte dat 'n mens moet inderdaad sê dit het 'n baie groot bydrae tot wat 'n mens wil bereik in die kelder om uiteindelik jou beste wyn te maak. Droë ys is sekerlik een van die maklikste produkte om te help om vir jou 'n goeie wyn te lewer. So droë ys in die industrie is al so 30 jaar. Ons gebruik ys op witwyn en op rooiwyne om oksidasie te verhoed of te voorkom en om jou druiwe koud te maak. En ek dink die grootste belangrikheid is die fenoliese materiaal wat bind met suurstof. Dit is waar die geheim is. CO2 gas wat afskei van die droë ys is fenomenaal. Soos wat ek die druiwe ontvang reguit van die wingerdstok af, gooi ek 'n 16 ml droë ys in my pres. Saam met my druiwe om my druiwe af te koel, veral by die parsbakke wat in die parsmasjiene is wat geoes word. En dit bekamp al klaar oksidasie in die wingerd. Stap nommer 2 sal wees by die pres self. 16 ml of 3 ml, wat ek al die wynmaker verkies, in die pres self om jou, soos wat jou diafragma of jou bladder asemhaal binne jou pres, om daai suurstof te verminder. En dan volgende stap sal wees onder die parsbak waar al jou sap opgevang word. Dit is waar jou aromatiese voorlopers wat nie oksideer nie as gevolg van droë ys wat die gas afskei wat 'n mooi blanket oor daai sap vorm. En dan van daar af is dit reguit in die tank in. In die tank gebruik ek 'n 3 ml ys en ek bedoel dit is die afkoelproses is dadelik. En jy kan dit nie regtig wel regkry met verkoeling in jou kellerie tensy jy 'n ontsettend groot masjien het om dit te doen. Maar op 'n einde van die dag, droë ys is so handig, so maklik om te gebruik. Ek kan nie sien hoekom meer mense dit nie doen nie. Droë Ys International is fenomenaal. Ek wil die diens wat hulle lewer en die spoedige aflewering, dit is 'n groot geheim. Elke wynmaker sit baie keer en vergeet om ys of produkte te bestel. En ek wil dis waar die geheim lê, daai 5:00 die middag of die aand oproep om te sê ek kort ys. En ek dink dit is waar Droë Ys International hulle self die afgelope paar jaar bewys het as 'n kliënt wat vir die wynbedryf 'n ongelooflike bydrae lewer. Ek wil amper sê hulle kan staat maak daarop dat as jy jou bestelling vandag inlewer, dat jy môre die aflewering gaan kry wanneer jy dit nodig het. Onthou net in die wynbedryf het ons nie tyd om te wag dat die druiwe nog 'n dag langer moet hang aan die wingerd nie. Wanneer hy geoes moet hy geoes word. En dan het jy Droë Ys International se produk nodig. Ontbytsake projekbestuurder Raymond Legrandsie doen 'n sakefokus in die Vrystaatse omgewing van die Riemland en nooi besighede in die dorpe Ryds, Heilbron en Frankfurt om hom te skakel vir 'n uitstekende bemarkingsgeleentheid. Dit word op 21 Maart 2026 uitgesaai. Nou ek het nou net die laaste smeerbotter op die vis gesit en al wat nou moet nog gebeur is dit moet rooster. Nou ek hou altyd daarvan om bietjie te speel met basmati rys en dit met 'n paar verrassende elemente of bestanddele te meng. Wat ek in die yskas het of dan nou in die kas, net om dit interessant te maak en anders as gewone wit rys te laat lyk. Nou ek het ook die rys se water waarin dit kook vervang met hoenderaftreksel, net vir die ekstra geur en so 'n halwe teelepel porrie verkleur. Dis hoekom jy dit geel sien hier voor my. So dit is nou klaar gedoen. Die ander bestanddele wat nodig is dan nou net die Italiaanse petersilie of graseie. Ek het dit sommer net so 'n bietjie rof opgesny, dan het ek pekanneute, ek het rosientjies en laastens het ek dan lang dun reepies gesnyde eie wat ek net diep in die hoor hoe val ek oor my woorde, in die diep olyfolie gebraai het totdat dit goudbruin en kraakrig is. En dan vir daai ekstra bederf het ek dun gesnyde knoffel ook in die olie gebraai net vir daai ekstra heerlikheid. So ons het letterlik nou in die rys 'n sout, 'n soet, 'n kraakelement en dan die suurlemoen in die vis gaan ook later dan nou net daai suurelement gee. So al wat nou moet gebeur is ek moet al hierdie bestanddele bymekaar meng. So kom ons begin en
maak net seker jou rys is lekker los van mekaar en dan gaan ons nou, ek het dit net op 'n handdoekpapiertjie gesit sodat die ekstra olie dan nou net kan dreineer en dit gooi jy dan nou alles so in die bak en dan nou kan jy van jou, ek het hier 'n mengsel van pekanneute en ook pistachioneute, dit kan ons ook net so ingooi, hier so 'n handjie vol van rosientjies, as jy nie van die rosientjies hou nie, moenie dit ingooi nie, en dan hierdie is net so, ek is maar ground spice wat allerlei verskillende speserye in het, en dan laaste, dan nou van hierdie groenigheid, en dan net vir ekstra bietjie geurigheid, ek gebruik sommer lemoen, jy kan 'n suurlemoen ook gebruik, dan net so bietjie van hierdie zest bo-op. Nou ek beloof jou, die gegeurde rys gaan jou aandag trek. Dit komplementeer ook die smake van die vis later. Nou dit hoef nie warm bedien te word nie, so verseker ook 'n kant is wat jy by iets anders kan bedien. Nou as ek terug is, dan dien ons op. Ek gesels met Cindy Swanepoel. Yes. Yes, you like it. Cindy Swanepoel. Ek dink jy moet 'n film maak oor iemand wat dit doen. Ek weet nie. Wat fluit? Yes, Goeie idee. yes. Maar kom ons kyk net gou terug by die hede. Min of meer is nou 'n kort film wat by die Silver Skelmfees vertoon. Waar kom jy? Ek weet jy kan seker nie te veel weggee nie. Waar kom die idee vandaan? Waaroor gaan min of meer? Sê ons net min of meer. Maar dit gaan min of meer oor 'n vrou wat 'n vrou wat 'n meermin vind dra. En maar sy trek dit nooit uit nie en dan ons wil net hoekom trek sy dit nooit uit nie? En my volgende vraag sal wees is hoe? Hoe? En my antwoord sal wees dit is ek verstaan. Hoe? My antwoord sal wees kom kyk. Kom kyk. Goed, nee, ek dink hulle moet want dit klink regtig. Is daar sulke mense wat daar's mense wat ek so die film kom van 'n idee wat ek gehad het toe ek baie jonger was. Ek het nog 'n boyfriend gehad destyds wat my gesê het gaan jy regtig hierdie acting ding aanhou doen. Toe sê hy wat anders sal jy doen? Toe sê ek dan sal ek 'n meermin wees. As ek nie kan act nie dan wil ek 'n meermin wees. En toe sien ek dat ja, mense swem vir konservasie of like hulle trek hierdie vinne aan vrouens en of swem vir kinders by kinderpartytjies of hulle doen dit vir 'n beroep. Jy kan 'n meermin, 'n mermaid kursus gaan doen in die Filippyne. En ek het op 'n stadium gedink, miskien moet ek dit gaan doen net omdat dit klink lekker, ja. Ek sou graag 'n merman wou gewees. 'n merman, man. Ons het 'n meerman daar binne, Zak Hendrik speel ons meerman, ja, die meerman. Ek kan nie wag nie. Heerlik, ja. So ek het maar net gedroom altyd. Ek het gesê as ek dan nou sal ek 'n vin kry, ek sal myself tatoeëer met
skibbe en dan my bene aan mekaar plat vaswerk en ek hair extensions kry en dan as ek daai een rol nie kry nie, het ek myself vermink. Nee, daar is rof. Maar dis jou eerste ervaring of die eerste keer in die regisseurstoel? Yes. En dit is my. Hoe was daai ervaring vir jou? Ek het dit so verskriklik geniet om met die akteurs te werk. Ek is nog nie baie goed met die tegniese deel daarvan nie, so as jy 'n goeie kameraman het en jou span goed is, dan sal dit goed gaan. So ons het regtig, ek het seker gemaak ek is so voorberei dat ek antwoorde het vir alles met van grimering tot stel tot props tot dat ons almal dieselfde taal kan praat. As mense 'n vraag vir my het, wil ek kan sê ek weet waarvan ek praat. So ek het dit geniet om met elke departement te kan praat en om die dag wat die prentjies geskep word, ek het nog nooit dit beleef as 'n akteur, kom jy doen jou woorde, jy kleur die prentjie verder in. Maar hierdie keer kon ek sien, ek het nog gekyk op die die shootlist vir die volgende dag, dan gaan ek, ons doen môre dit, ons doen dit, en om te kyk hoe die prentjie dan nou lewendig word, wat jy in jou kop gehad het, was ongelooflik, ek het dit verskriklik geniet. Net laastens, ek sien Craig, jou verloofde is ook 'n deel van die produksiespan. Hoe was dit geweest? Hy's great, hy's so stupid. Hy's so lekker. Hy snaaks, almal wat hier inspeel is Niels Klaasen, Craig Urbani, Zak Hendricks, Liesel de Kok en Tian Slabbert, snaakse mense, maar almal bietjie sad ook. En dis waaroor hierdie gaan, dis ek is ongemaklik. Ja. Ek voel as ek na my bank rekening kyk in die oggende. Maar kom ons kyk nou eers na die lokpret van min of meer. My beks flex lekker as ek lag. Ek dink ek het nou net my eerste agent gekry. Kinderpartytjie. Good that you're on his books. Just don't get in his bad books and make sure you read the small print. Kinderpartytjies is nie kinderspeletjies nie. Ek is Jana nie. Meermin wees is moeiliker as wat dit lyk. Ek is eintlik soos 'n vriend. Shader Africa. You sure you are welcome here? Yeah, sure, Jan. You sure it's going to line up? Yeah, duh. Wait, why don't we just gotta stop building this bridge in the middle of Cape Town? That'd be silly. Enlargement. Yeah. Sure? I'm sure. I am sure. Are you sure this baloney is safe? Yes, I'm sure. What? This thing. Look at this thing. It's presidential. Sure. I am sure. Sure. Sure? Sure. Sure? No. I am sure. I'm sure. Don't just be sure. Be sure. King Price Insure. Insurance you can be sure about. Ladies and gentlemen, the top wine for 2025. Die beste wyn uit al hierdie wyn is uitgeproe by een finale proe deur ons span beoordelaars en hulle het besluit dat die grand finale wenner van 2025 is Ghost Corner Sauvignon Blanc 2024. Die Ghost Corner Sauvignon Blanc kom van 'n ongelooflike unieke wyk in Elim af. Dis 'n klein wyk, maar het 'n groot impak in jou glas. Dit kom van 'n verskeidenheid van wingerde wat ongelooflike unieke grondtipes wys van die Elimstreek en natuurlik daai koel klimaat invloed wat deurskyn in die wyn. Today we gather to celebrate the pinnacle of South African winemaking, the art of terroir-driven wines. The dedication of our winemakers, viticulturists and farmers are evident in every bottle that showcase the unique essence of our land. Die Pikkeniers Kloof Wynmaatskappy naby Citrusdal het uitstekend presteer deur 3 van die 6 trofees te verower. Die top enkelwingerdwyn was die Pikkeniers Kloof Old Vine Samson Strooiwyn, terwyl die 4 nasionale wenwyne van Pikkeniers Kloof voldoende was vir hulle om die topprodusent te wees. En ook die trofee vir die top area, naamlik die Pikkeniers Kloof Wyk, te ontvang. Ons is 700 meter plus bo seevlak. Ons is 60 km van die Weskus. Jy staan soggens in daai wingerde, dan hang die mistigheid daar oor die berg. Daar's wingerde tussen die rooibos plantasies geplant, bosstok, droëland,
Maar Pikkenierkloof het 'n natuurlike lae pH en 'n varsheid in ons wyne wat definitief uitstaan en uniek is. Varsheid, elegantie, maar tog konsentrasie. Die trofee vir die top landgoed is deur Bon Courage Landgoed van Robertson verower. Die nuwe trofee wat verjaar bygevoeg is vir die top erfenis wingerdwyn met wingerde ouer as 35 jaar is deur Windmeelkelder in die Agterparel ingepalm. Die 35 nasionale wenwyne is aangewys uit 16 verskillende wynareas. Landgoedwyne het 12 nasionale wenners opgelewer en 8 wenners was afkomstig van enkel wingerdwyne. John Steenhuisen, minister van Landbou, het die spogwyne hoog aangeprys in sy boodskap by die toekenningsfunksie. We've got the best winemakers, we've got the best farm workers, and we've got the best operations in the world. And I'm so proud to be able to carry this flag with me wherever I go in the world, backed up by the incredible work that all of you do to ensure that we are able to put our best foot forward internationally. Thank you very much. Ek beloof julle, hulle betaal my nie geld om dit te sê nie, maar ek sê vir julle, hierdie is volgens my die beste Sauvignon Blanc in Suid-Afrika en volgens die terroir toekennings ook, want hy het die trofee gewen vir die beste Sauvignon Blanc by die terroir toekennings. Baie geluk, David Nieuwoud, en welkom vanoggend hier by ons. Dankie Dion, julle het ons Kaapenaars vroeg uit die bed uit gejaag om betyds hier te wees vanoggend. Dit was lekker om julle hier te hê, man. Hierdie, soos ek nou genoem het, hy het nou hierdie terroir toekenning gewen. Is al vorige pryse wat hy gewen het en ek wil ook by jou hoor, wat maak Gous Corner se terroir so besonder? Yes, Leon, hierdie wyn het al alles in sy lewe gewen wat hy kan. Ja. Eintlik, dit is eintlik maar die leidende premium Sauvignon Blanc in Suid-Afrika volgens statistiek. En dit is die Sauvignon Blanc wat die Suid-Afrikaanse vlag internasionaal wapper. Wow. Jy weet, hy het al die Decanter World Wêreldtrofee 2 keer gewen, die heel eerste een in 2008. En ek dink die mooiheid was daai Global Fine Wine Challenge wat dit aangewys as die beste Sauvignon Blanc in die suidelike halfrond. Jy weet, Nieu-Seeland kan mooi Sauvignons maak en hulle speel goeie rugby, maar dis die enigste Sauvignon wat hulle nog bloedneeskil gegee het. Wow. So dit is 'n gereelde platter 5-ster wyn, so nee, hy het baie mooi reputasie. Wonderlik. David, waar kom die naam Gous Corner vandaan? So Gous Corner kom maar van die skeepsvaders af. So as hulle van die oos of van Europa af om Kaap Punt gevaar het, altyd na die ooste. As jy mos by Kaap Punt staan, dan lyk dit of jy by die mees suidelikste punt van Suid-Afrika staan, maar Kaap Agulhas is eintlik nog 120 km meer suid. Ja. En dan 'n kompas het geen verskil tussen ware noord en magnetiese noord by Kaap Agulhas gewys nie, as gevolg van die ysterklip eintlik. En dan geweldige hoeveelheid mis en wind. So die skeepsvaders het altyd gepraat van the Gous Corner. En dis die grootste konsentrasie van skeepswrakke in Suid-Afrika, né? Ja. 131 en 'n 8,5 km lengte. Ja. Nou, waar word Gous Corner se druiwe verbou en aan die wyn gemaak en ook hoe bring hierdie kombinasie iets besonders na hierdie besondere wyn? Ja, so Gous Corner dit word bo in Cederberg 499 km van Gous Corner af gemaak. Die Elimwyk is maar die besbewaarde geheim vir Sauvignon Blanc in Suid-Afrika. Dit is die koudste wynverbouingsarea en dit is 'n superklein deeltjie, né? So dit is maar daai berg van Bredasdorp wat alle wingerd wat aan die seekant staan van hom. Dit is Elim. Dit word maar verwys na die Marlborough van Suid-Afrika. Dis die koudste area en 2024 was absoluut textbook kondisies vir Sauvignon Blanc. Jy weet, hy is baie gevoelig vir enige piektemperature. So die twee goed wat jy maar nodig het vir Sauvignon is of hoogte bo seevlak of maritieme toestande naby die kus. En dit is 'n baie mooi kombinasie van koel klimaat. Wind is natuurlik, hulle sê in Elim jy koop nie grond, jy koop wind, maar wind is ook die grootste afkoelende effek. En so sy skilletjies is bietjie dikker en dit is hoekom hulle so 'n geweldige konsentrasie het. David, hoe dra jou wynmaakspan by Cederberg en natuurlik Gous Corner wyne by tot die sukses van hierdie toekennings wat julle ontvang? Ja, ek dink die hele detail rondom Gous Corner. Ek sê altyd vir ons span, ons het 'n baie jong dinamiese wynmaakspan. Ek dink ons het seker die sterkste wynmaakspan in Suid-Afrika op die oomblik. Julle span is ongeveer 30 jaar oud. Ja.
beide ek ingesluit. En wynmaak is 'n spanwerk, né? So John Nel, ons hoofwynmaker, hy het 'n absolute spesialis geraak in die beheer van gistings. Jy weet, dit so elkeen het 'n baie spesifieke bydrae. Maar jy moet onthou, daai druiwe word vervoer, so die detail van wingerdkunde af, so Francis Pratt, wat die eerste wingerd in Elim geplant het, hy is wingerdboukundige op Ghost Corner, en dan word dit in klein kissies gepluk, alles met die hand, in 'n koue trok vervoer 499 km elke dag op Cederberg toe. So ons filosofie is maar net alles wat ons 3% beter as ons mededingers maak, dit maak die 30%, en dis hoekom dit 'n amazing brand is. Dit kry julle reg. David Nieuwoud, eienaar en keldermeester van Cederberg Kelder, Ghost Corner Wines, baie dankie dat jy by ons kom draai. Dankie. Lekker dag. Corlius volgende aan die beurt waar sy hierdie topwyn, die Ghost Corner Sauvignon Blanc, in haar kombuis het. Die Ghost Corner Sauvignon Blanc uit die Elim omgewing naby Kaapagullas is pas as die topwyn by die gesogte SA Terroir wyntoekennings aangewys. Nou die reis kan jy ook vooraf maak, so jou tydsberekening gaan perfek uitwerk as die vis net uit die oond kom om op te dien. Nou ek hou daarvan om vis dadelik te bedien nadat dit gaar gemaak is. So vir 'n opdiening kan jy die reis net so in die middel van die bordjie of die bakkie skep en die vis gaan ons net bo op plaas. Nou kom ek wys jou gou. Daar's ek gaan nou van dit praat. Ek wil net eers vir jou gou inskep dat ek mooi die proses kan wys. So jy skep so 2 skeppies rys. En dan vat ons nou 'n stukkie vis en wat ek gewoonlik doen, die pan is nie te warm nie. Ek vat net so laaste stukkie van hierdie heerlike botter, kan jy net so oorgooi. En dan die stukkie vis kan jy nou net so bo op sit. En as jy regtig wil, bietjie ekstra kalorieë hê, dan doen jy nou hierdie. En dan hier is ons geroosterde ui. Hom sit jy net bo op. En dan so laaste bietjie kruieblare. En net so is dit klaar. Geniet jou naweek en gaan probeer hierdie resep van my. Dis op ons ontbytsake webtuiste, net soos die 25 jaar gedenktydskrif wat jy kan aflaai om gratis te lees of jy kan die getekende kopie bestel. Vier 25 jaar van ontbytsake met ons digitale tydskrif. Dis 128 blaaie van gratis aanlyn leesgenoot of om af te laai. 'n Beperkte aantal harde kopieë, geteken deur jou gunsteling aanbieder, is ook te koop. Besoek ontbytsake.co.za en klik op Sakewinkel vir jou gratis ontbytsake aanlyn tydskrif. Ontbytsake word met trots gevlieg deur FlySafair. Besoek flysafair.co.za en gebruik hulle laagkoste soekfunksie vir die mees bekostigbare vlugte na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. FlySafair, vir die liefde van vlieg. My beurt om met Cindy te praat. Jy. Hoe lank laas was jy hier gewees? Ek weet nie. Ek was te lank. Ja, baie lank laas. Te lank. Jy is nog mooier. Dankie. Geluk. Dankie, Davie. Hoor jy, ek wou nog gesels oor hierdie interessante reeks wat is 'n reeks na koek. Ja, koek. Ja, vertel ons net so vinnig waaroor gaan koek. Nee, ek weet net sit net soort van die ding in. Basies 'n huisvrou wat vermoed dat haar man op haar verneek en dan doen sy 'n bietjie investigation en raak betrokke in die onderwêreld van 'n stripklub, maar dit is nog donkerder. Sandra Prinsloo speel hierdie amper half moeder van hierdie stripklub, maar hulle verwyder mans se niere wat op hulle vrouens verneek. Dis half 'n revenge en dan is dit soos 'n organ trafficking, want jy kan mos met een nier leef. So dis 'n storie oor revenge en 'n storie oor lust en oor 'n liefde en oor 'n man en vrou wat net mekaar verloor langs die pad en ja, baie mooi geskryf. Ja. Maar ek wil nou julle is nou onder andere op die stel is daar nou 'n klomp dinge wat mense nie kom ons sê op hoofstroom media noodwendig sal sien. Ja. So dit is byvoorbeeld taalgebruik wat baie gewaagd is en dan is mense wat nakend is sonder klere daar is. En
Is dit die eerste keer dat jy in so 'n gewaagde tipe van ding opgetree het? Ja, die eerste keer wat ek in so iets verseker. Ek het jare terug in Getroud met Rugby's die fliek gespeel, so 'n klein rolletjie wat ek 'n poledanser was, maar dit was so klein. Hierdie is regtig die eerste keer wat ek so uitgedaag was. Maar julle was ook by 'n werklike ontklee wat sê hulle 'n dansakademie. Dansakademie. So julle was daar en jy het nou kennis gemaak met hierdie meisies wat daar dans. Is dit so wat sê die Engelse woorde vir is 'n sneezy plek? Is dit so 'n ondergrondse plek? Is dit so 'n slegte plek? Is dit Yes, die vrouens om wie ons gewerk het is intelligente, wonderlike mense en hierdie is wat hulle doen vir 'n lewe. So ons het hulle leer ken net as die mens wie hulle is en ek dink ons kyk verkeerd na dit. Dit is 'n beroep vir hulle. Hulle dans vir mans. Dit is donker onder die plek waar ons geskiet het is eintlik verskriklik mooi geweest. Hy was redelik nuut ook. Maar dit is 'n stripklub soos jy dit noem. Hoe voel jy om nou jouself het nou al jou klere aangehou. Ek het jou voor die tyd daaroor gevra. Maar hoe voel jy om op stel te wees saam met mense wat nie klere dra nie? Hoe voel dit? Ek loop jy 'n soort van weet nie waar om te kyk nie. Hoe voel dit? Ja, mense het dit tipe van 'n respek ook. En ons dra maar jy dra 'n gown en as hulle sê aksie dan sal jy nou maar dit en dan verder sê dit weer aantrek. So jy loop nie net die hele tyd niemand loop kaal rond nie. Maar net wanneer dit daar so dis baie gerespekteerde area en hulle sal dit 'n closed set maak wat beteken jy het net jou kameraman, jou klankpersoon, jou regisseur en jou akteurs. So dit word baie respekteer. Ja. Maar andersins is ek dankbaar dat ons mense wat dit doen want dit maak die storie wat dit is. Ons het dit nodig. Weet jy veral nou in Afrikaans, maar ek het die afgelope tyd gesien selfs in die Engelse pers, my Engelse vermaaklikheidsbedryf ook die afgelope tyd begin mense al meer en meer gekryde taal gebruik. Nou en hierdie een is dit nou in Afrikaans. Ja. Jy vloek en sommer willewoorde. Ja. Jy vloek in Afrikaans. Maar dis my karakter. Nee, dis jou karakter, dis jou verskoning. Ja. Vir my vloek is as dit nodig is dan is dit fyn. Ek dink jy moet dit nie die hele tyd doen en laat dit nie gemotiveerd is nie. Maar ek voel ek dink in Afrikaans sukkel ons al baie lank, ons is baie konservatief. Ons sal baie maklike Amerikaanse fliek kyk en niks sê nie. Maar as dit in jou eie taal is en dan gaan ons huis toe, maar ons vloek anyway. So ons moet net ophou om so klein bietjie so hypocrites te wees. En ek dink Afrikaans leen homself nou nogal daartoe. Vir baie lekker gekruide taal. Dis waar. Dit's nou baie meer. Ek meen ons het nou 'n fliek by Silverskermfees wat die myn tema daar. Hoe sê jy vir mense, kom ons gaan kyk my Marlies. Hoekom mag ek dit nie sê nie? Die fliek se naam is ja. So it's wonderful. Dis wonderlik dat ons nou uiteindelik daarby uitkom dat ons so kan praat. Want hoe kan my storie vertel? Jy kan sonder om in die hele tyd te gaan skus, ek wil nie dit sê nie. Let's get to the story. Dis so 'n fantastiese storie en as die woord gebruik kan word om dit bietjie meer in te kleer en die karakter meer geloofwaardig te maak. Presies. Heerlik om saam met jou te kyk. Jy ook dan. Uiteindelik is Suid-Afrika besig of Afrikaans besig om werklik waar volwasse te word. Gaan kyk na koek. Tijd het gekomen. Hij had gedammen. De stem wat zij geen slag. Die zandsterk is aan het einde van die dag. Die decoren. Zoeken naar hem. Van klein begaan.